asseblief saam met my na Matteus hoofstuk 10 toe. Ons dien 'n groot God. Kan hulle net saam met my praat? Dis lekker om die Here te dien. Ons het so 'n bietjie gesels laasweek oor die onbeskryflike goeie Pa en die Here het nog 'n paar goed in my hart wakker gemaak en so jy sal sien hierso in die dekor en kan ons gou net vir die girls net hande klap. Kan julle dit lyk of ons trou hou. Is sommer baie special. Ek weet nou nie of ek hulle name moet sê nie. Nou kry ek raas weer daaroor. Maar dankie net vir julle. Dankie dat ons Maar sien, laasweek het ons gepraat oor die belangrikheid om te kom. En as jy ver van die Here af is, hoe hy jou roep. En as jy nog nie die preek gaan luister het nie, en jy's op 'n plek in jou lewe waar dit nie noodwendig vir jou voel jy naby aan die Here is nie, wil ek jou aanmoedig om dit te gaan kyk. Maar ons gaan so 'n bietjie verder vanoggend, want daar is 'n tyd om te kom, maar daar is ook 'n tyd om te gaan. Daar is 'n tyd nie om afstand tussen jou en die Here te soek nie, maar om ook gehoorsaam te wees aan die opdrag van die Here. En ek sien hierdie patroon in die kerk geweldig baie, dat die volgende sal afspeel. Of deur 'n krisis oomblik, of deur 'n traumatiese ervaring, of deur 'n goeie diens, of 'n lekker mannekamp, gebeur daar iets in iemand se hart, en daar's hierdie oplewing en hierdie erns oor Christus. Mense begin om die Here te dien. En dan verloop daar so rukkie tyd. En dan sit so half asof die vuur wat eens daar was, net nie meer daar is nie. So half asof dit wat my eens opgewonde gemaak het, nou nie skielik my meer so heeltemal opgewonde maak nie. En ek dink een van die redes is omdat ons baie keer net die helfte van hierdie siklus loop, want die eerste helfte is om te kom. Jesus roep sy disippels en hy sê vir hulle, volg my, ja. En dan later het ons in Matteus hoofstuk 10 hier dieselfde disippels en Jesus sê vir hulle, nou dat julle my gevolg het, gaan. Daar is iets wat moet aktiveer binne in my en jou, dat nadat ons gekom het en nadat ons geëet het en nadat ons ontvang het, is daar ook 'n werk om te doen. En dis wat my consistent hou. As jy op 'n plek in jou lewe is en jy voel jou verhouding met die Here ry wiplank, wil ek vir jou sê, sit op en luister mooi, vanoggend is dalk spesiaal vir jou. Jy sien, wanneer ek en jy begin om ons gawes uit te leef, wanneer ek jy begin doen dit wat ons ook voor geroep is om te doen, want dit is fenomenaal en wonderlik, en ons kan nie gaan as ons nie gekom het nie. Ons sal daar land vanoggend. Om te kom is goed, maar om te gaan is net so goed. En ek wil dit weer mooi sê, ek bedoel nie afstande tussen jou en die Here nie, ek bedoel gehoorsaamheid in die opdrag. En so lees asseblief saam met my Matteus hoofstuk 10 vanaf vers 5. Hy sê, en Jesus het hierdie 12 uitgestuur en hy het hulle bevel gegee en gesê, en kyk, hier is een van die versies wat jou moed opgewonde maak. Hy sê, moenie gaan op die pad na die heidene nie, en moenie ingaan in die stad van die Samaritane nie. So Jesus gee vir hulle duidelike rigting. Hy sê, maar gaan liewers na die verlore skape van die huis van Israel, en gaan preek en sê dit, hierdie is die opgewonde een, hy sê, die koninkryk van die hemele het naby gekom. Vers 8, maak die siekes gesond, reinig die melaatses, wek die dooies op, dryf die duiwels uit, julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit kry. Ek het gedink, daar gaan ten minste 1 Petrus wees wat amen sê. Maak siekes gesond, reinig die melaatses, wek die dooies op, dryf die duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit uitgee. En nou gebeur dit, as ek jou sou vra, in die week wat verby is, hoeveel siekes het jy gesond gemaak? Hoeveel duiwels het jy uitgedryf? Hoeveel dooies het jy opgewek? Hierdie goed is so skaars, dat wanneer dit gebeur, dan word dit koerantberigte. Jy weet, dit word hoofopskrif. Maar wag nou. Is dit nie veronderstel om deel te wees van wie ons is nie?
Moet hierdie ons daaglikse wandel saam met Jesus wees, dat ons kan sien hoe siekes gesond word, en hoor nou baie mooi, daar's 'n versigtigheid in my preek, dat ek wil nie probeer motiveer, dat ons moet nou net hierdie goed najaag, en onsself beywer om net hierdie goed te doen nie. Uit die aard van die saak, is daar mooi verhouding tussen ons en Vader, maar as dit nooit in ons lewe teenwoordig is nie, moet ons nie dalk vir mekaar 'n paar vrae vra. As ons dit nooit sien gebeur nie. Jy sien, en ek wil jou herinner dat die susters van Lazarus, Martha en Maria. Maria sit by die voete van Jesus, en Martha is besig om te werk. En dan sê Jesus, dan moan Martha so bietjie, en dan sê Jesus vir Martha, luister, jou sussie het die beter deel gekies, om by my voete te sit. Okay, great. Maar dit beteken nie dis die enigste deel nie. Hoor my seker. Ons moet by die voete van Jesus kan sit. Ons moet intieme oomblikke saam met hom kan hê. Ons moet kom. Maar as ons daarop staan, is daar 'n werk om te doen. Daar is 'n opdrag om uit te voer. En wat is hierdie opdrag? Hoe lyk dit om te gaan? In die eerste plek wil ek vir sê, dit lyk om te gaan vertel. Dit lyk so, as ek en jy intentioneel besig is om iemand van Jesus te vertel, dan moet iemand daar buite wees wat honger is vir Jesus. Kan ek gou net een tree teruggee? Het iemand jou al van Jesus vertel? Het jy al iemand van Jesus vertel? Maak jy dit jou werk om iemand van Jesus te vertel? Ons behoort. En weet jy hoekom nie? Kan ek jou iets vra? Het Jesus jou lewe verander? Sou dit dan nie uiters selfsugtig wees as ek en jy dit net vir onsself wil hou nie? Oorweeg dit net vir 'n oomblik saam met my. As dit wat ons sê, hy is my alles, hy is my koning, in hom is oorwinning, is hierdie wonderlike ervaring. En dan sit ons met die antwoord binne in ons vir die wêreld daar buite. En ons bly doodstil. Sien, ons gaan nie sê iets. Ons moet gaan. Om te gaan beteken om te gaan vertel. En so die een vers wat my die heel meeste gehelp het in die verlede, is Romeine 1:16. Hy sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Hy sê, want dit is die krag van God tot redding. Vir elkeen wat glo, eers vir die Jood en dan ook vir die Griek. Dit is die krag van God tot redding. Hierdie waarheid moet my in aksie stel om te sê dat die antwoord vir hierdie probleem is ook die evangelie. Want die evangelie van God is die krag van God tot redding. Met ander woorde, al hierdie uitdagings en wanneer ek so bietjie tussen die mense is en ek hoor hier is finansiële uitdagings, en hier is huweliksuitdagings, en hier is politieke uitdagings, en hier is finansiële uitdagings, en hier is al die, dan voel dit baie keer, ons het so baie om met hierdie goed te deel. Nou waar moet ek nou nog op iewers ter plek kry om iemand van Jesus te vertel? Kan ek vanoggend vir jou sê, as die evangelie regtig die krag van God tot redding is, besef jy dat die evangelie is ook die antwoord. Dis die plek, dis die bron, waar my huweliksprobleme einde kry, waar my politieke uitdagings einde kry, waar my finansiële uitdagings einde kry. Jy besef al hierdie probleme wat ons het is noodwendige bysaak. Hoekom? Want die Bybel sê vir ons, soek eers die, en dan sal 'n bietjie van hierdie goed partykeer vir jou bygevoeg word. Dan sal al hierdie dinge vir jou bygevoeg word. Nou raak ons consumed met al hierdie dinge, jy weet, al die werk en die moeilikheid en nou probeer ons al hierdie probleme oplos. Kan ek net vir jou sê, daar is 'n energie en daar is iets wat loskom wanneer ek intentioneel kies om te gaan.
Wanneer my besigheid nie meer daar is om te kyk hoe ryk ek kan word nie, maar my besigheid is daar om te kyk hoeveel van die koninkryk kan ek bou. Dis 'n ander manier van werk. Wanneer ek met my vrou werk, nie net met haar soos wat sy met my werk nie, maar waar ek sien dat ons huwelik is eintlik 'n verbondsverhouding, 'n voorbeeld. Dis wat Christus sê, ons is sy bruid en hy is die bruidegom, en my vrou se huwelik moet eintlik iets praat van Vader se verhouding met ons. Sê, want soos Christus die hoof is van die kerk, soos die man die hoof van sy, sê, julle moet julle vroue lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor gegee het. En so miskien gaan dit nie oor my slim antwoord en of ek die argument kan wen of nie. Miskien is daar, wanneer ek sê ek soek die koninkryk, eerder die vraag, kan ek effektief my lewe neerlê? Kan jy sien hoe die evangelie die krag van God is tot redding? Vrou, miskien is dit nie of vir jou hoor of nie. Maar miskien is dit iets van 1 Petrus 3 wat sê, beklee jou met sagtheid, wat tevore moet kom in jou huwelik. En ek kan aangaan, en ek kan, vanoggend is 'n baie gevaarlike preek, want ek kan regtig vir 3 ure oor enige een van hierdie goed. En so ek hoop nie om alles in detail te bespreek nie, maar ek wil iets in jou hart losmaak. Die evangelie is die krag van God tot redding. As jy behoefte het aan redding, wees besig met die evangelie. Die ou wat langs jou is, en hy sukkel, en hy het moeilikheid na moeilikheid, en hy huil dag na dag, week na week by jou, en jy sit eintlik met die evangelie, en jy weet, eintlik is God besig in sy lewe, om hom nader te trek, maar jy's net nie braaf genoeg om iets te sê nie. Ek wil vir jou sê iets. Ons is geroep om by Vader se voete te kom sit, maar daarna is ons geroep om te gaan en te gaan vertel. Ek en jy word geroep om te gaan, om disippels te maak. Nou, dis baie interessant, want jy sien hier die ritme, jy sien, ek probeer uit Matteus hoofstuk 10 uit, hoe Jesus sy disippels stuur, probeer ek om te sien, so die eerste is om natuurlik die belangrik om te gaan, maar hoor wat sê hy in Matteus 10 vers 11, hoor waar begin Jesus, hy sê, en hy het die 12 disippels na hom toe geroep, aan hulle mag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf, en om elke siekte en kwaal te genees. Nee, is ons roeping. En so Jesus se wegspringplek is, luister hier, as ons wil gaan, moet ons in sy autoriteit begin leef. En so hoor net mooi, ek wil jou net herinner aan my voorbeeld, hierdie wipplank, hierdie dan is ek aan die brand vir die Here, dan is ek nie, dan is ek nie. Antwoord jouself die vraag, is ek besig om in sy autoriteit te leef? Besef ons, dat in Christus het ons deel aan sy autoriteit. Nou gaan probeer om dit te verduidelik. Het jy al 'n reëling gehad met die baas van die plaas? En dan kom jy daarin, dan wil die impies jou keer. Jy het al, dink nou bietjie net so saam met my. Ek weet nou nie wat 'n lekker voorbeeld nie. Kom ons gebruik nou maar skoonbeen, hè. Gaan ons nou, want ek ken hulle daarom. So nou gaan ek daarin, of ek wil graag daarin gaan. Dan sê die sekuriteit nee, dan sê ek nee, ek gaan net by Charles kuier. O, Charles, okay, hulle ken hom, is fyn. Hulle is nou met my. Op grond van Charles se autoriteit is ek hier. En mag ek nou ingaan? Sonder Charles se autoriteit, sorry, ek weet nie wie jy is nie, jy gaan nie net hier inkom nie. Jy is nou met my. Besef jy dat ek en jy het 'n ooreenkoms met die skepper van die hemel en die aarde. Die ou met die genuine autoriteit het dit aan my en aan jou gegee. Ek en jy is nie oorgelewer aan hierdie aarde met sy dingetjies nie.
Ek en jy het 'n posisie van autoriteit wat ons behoort in te neem in Christus Jesus. En so moenie toelaat dat jou angs en jou depressie en jou omstandighede en al jou goed, dit begin eers by ons. Ons behoort autoriteit in ons eie lewe uit te leef. Ons behoort nie te leef as slagoffers nie. Jy sien, hoor mooi, in 1 Johannes 4 vers 4 sê hy dit, hy sê, julle is uit God, my kinders, en julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, hierdie ander goede, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Nou leef ons dit. Leef ons dit. Ons moet dit leef. My God is groter as die ekonomie. My God is groter as die leuns. My God is groter as die diefstal en die veiligheid. Ek weet nie, ek moet nou pas op, want ek het nou hierdie week my vererg. Daar's nou manne wat dink hierdie kerk is nou 'n highway, jy weet wat hulle in die nag hier kan op en af en loop en dink maak net wat hulle wil. Ewald was minus 'n fiets, hy's daar nou al weer plus 'n fiets gewees, maar verstaan, so dit maak my vieserig. Baie vieserig. Ek kan hoor, ek is nie die enigste een wat vieserig raak vir die saakie. Hoeveel vreugde gaan ons nog weggee vir die wêreld, terwyl ons veronderstel is om in autoriteit te loop? Hoeveel keer gaan ons nog terugstaan vir die wêreld? Hy het aan ons, hy het alle autoriteit. En wanneer ons in hom is, geniet ons ook sy autoriteit. Hou aan om vir jou huis te bid, hou aan om vir jou besigheid te bid, hou aan om vir jou plan, jy het die autoriteit. Nou ek wil nou nie Vrydag vooruitloop nie, maar bly nou by my. Jy besef dit wat jy van jou besigheid sê, maak die meeste saak, reg? Want jou tong het die autoriteit. So jy kan maar sê as jy wil, kan jy maar sê, my besigheid gaan dit nie maak nie. Jy kan maar dit sê, ek sal dit nie sê nie. En jy gaan dit nie van my kerk sê nie. Ons sal dit maak. En ons gaan alles wat die Here vir ons instoor het, gaan ons beleef. Gebruik jou autoriteit wys. As jy wil gaan, moet jy ook snap dat jy het autoriteit. As jy wil gaan jou vertroue volkome in hom moet wees, want in Matteus 10 vers 9 en 10 sê hy die volgende, hy sê, moenie vir julle goud of silwer of koper in julle beurse aanskaf nie. Hoop hy diewe hoor dit, niks koper nie. Sê geen reissak vir die pad of twee kledingstukke of skoene of 'n stok nie. Hy sê van die arbeider is sy loon werd. Nou bly by my want jy moet so 'n bietjie interpreteer. Beteken dit nou ek mag nie met my goue oorlosie Jesus se werk doen nie? Dis mos nou nie. Beteken dit nou ek moet my hangertjies afhaal? Nee. Dit beteken ek moenie vir myself probeer sorg nie. Hy sal vir my sorg. Nou hierdie praat van 'n vertroue. Wil jy weet hoekom is ons soms aan die brand en dan glad nie en dan dien ons die Here en dan wil ons hom nie dien nie. Dis omdat ons iewerster, jy kan in die storie gaan lees van waar die saad gesaai word en hoe val dit op verskillende grond en hoekom dit baie keer so maak. Dis omdat ek iewerster moet leer dat ek hom volkome moet vertrou. En so Jesus gee aan hulle die opdrag, hy sê, hey, julle moet gaan, onthou om te gaan vertel. Daar's iets in die gang wat goed is, wat iets in my hart doen. Terwyl julle gaan, onthou julle autoriteit, onthou julle posisie in Christus, onthou wie julle is. Daarmee saam, onthou om op hom te vertrou, met alles wat in jou is. So maklik, begin ons op hom te vertrou, en dan vergeet ons weer. En so ek wil vir jou Filippense 4 vers 6 lees, hy sê, wees oor niks besorg nie. Kan ons dit asseblief, sê dit, lees dit gou saam met my asseblief, wees oor niks besorg nie, sê, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking, met danksegging bekend word by God. Veel keer het ons al gesê, ek kan nie so nie of ek kan nie so nie, want die mense gaan dit sê, of die mense gaan dat sê. Ek kan nie dit nie, of ek kan nie dat nie, want wat sal nou hiermee gebeur en hoe gaan ek so maak? Gemeente, ek wil vanoggend vir jou sê, ons kan nie sê ons vertrou die Here,
en bekommerd wees oor die dag van môre nie. Jy gaan of die een of die ander een wees. Daar is 'n duidelike lyn, en dis nie 'n blurry lyn nie, dis 'n duidelike lyn. Tussen ek vertrou die Here en ek is ge-worried oor môre. Jy val in een van daai twee kante. Ons sê maklik ons vertrou die Here. En dan worry ons oor môre. Nee, jy jok. Ons kan nie gaan as ons hom nie regtig vertrou nie. Julle weet wat beteken dit as 'n pastoor sê hy begin klaarmaak, nê? Dit beteken niks. So ek gaan begin klaarmaak. Matteus 10 vers 22 sê, en julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam. Maar wie volhard tot die einde toe, sal gered word. Julle sal deur almal gehaat word. Dis lekker om te kom. Dis die uitnodiging om te kom. Maar as jy okay as mense jou haat ter wille van Christus? Is jy reg om die ongewilde besluit te neem? Want almal gaan nie verstaan waarmee die Here besig is in jou lewe nie. In Lukas 9:23 het ons hierdie baie bekende gedeelte. En ek sê weer vir jou, die uitdaging met bekende gedeeltes is die feit dat dit verloor soms sy impak in ons. Maar hy sê vir almal, dis ook vir my en vir jou, as iemand agter my aan wil kom, wil jy Jesus volg, wil jy regtig kom, hier's hoe, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. En ons het hier die versie begin afwater, deur goed te sê soos, elke huis het sy kruis, beteken dit, bedoelende, maar, daar's klein inconveniences wat elke een maar moet saamleef. Maar kom ek deel dalk met jou, wat beteken dit om jou kruis op te neem? Sien, ons kruisig nie meer mense vandag nie. Dis nie meer so algemeen soos dit toe was nie. Maar kruisiging was gebeure vir die ekstreemste kriminele. Maar die ouens wat gerebelleer het teen die autoriteit oor hulle, was primêr die ouens wat gekruisig was. Maar as teken teenoor al die ander onderdane, dat jy dit nie moet waag om te rebelleer nie, moes jy jou kruis dra. Nou dit was gewoonlik nie die hele kruis nie, dit was gewoonlik die dwarsbalk gewees, wat jy op jou nek moes sit, en dan moes jy vir jou stappie deur die hoofstraat byvoorbeeld gaan, sodat almal kan sien, eens was ek 'n rebel, maar nou moet ek my kruis opneem. Om jou kruis op te neem beteken om absoluut oor te gee aan sy autoriteit. Dit beteken dat ek het nou nie meer sê oor my hart en my emosie nie. Ek het nie die laaste sê oor my wil en oor my denke nie. Dit beteken I'm living a life surrendered to him. Nie ek verdra nou maar 'n bietjie die moeilike goedjies nie. As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis elke dag opneem en my volg. Die uitnodiging vir oggend is come to the table. Is nie 'n uitnodiging om te sê kom geniet die lekkerste vakansie van jou lewe nie. Dis 'n uitnodiging om te sê sal jy weer jou lewe vir Christus neerlê.
sodat jy kan kom. En as jy gekom het, sodat jy kan gaan en 'n verskil maak. En mense van Jesus vertel soos wat ons moet. En in ons autoriteit loop soos wat ons moet. En hom regtig vertrou soos wat ons moet. En sterf vir onsself soos wat ons moet. As elke een van ons net genuine sal sterf vir onsself. Ons reg om reg te wees, besef jy dat konflik moet daar stop. As ons regtig ons lewe neerlê vir die ander. As ons kies om die minste te wees en mekaar dien. Man, ons sal 'n ander dorp wees. Ons besighede sal anders lyk, ons huwelike sal anders lyk, ons kerk sal anders lyk. Ek dryf nie meer my agenda nie. Ek is nie meer besig met dit wat vir my belangrik of vir my lekker is nie. Ek is besig met dit wat vir hom prioriteit is. En so vanoggend gaan ek jou uitnooi. Net die wat gekom het sal kan gaan. Jesus stuur nie disippels nie. Dis sy disippels wat hy stuur. Jy kan nie gaan as jy nog nie gekom het nie. Jy kan nie daai autoriteit opneem as jy nog nie by sy voete was nie. Jy kan nie Jenny in sy hart vertrou as jy nie sy hart ken nie. Jy kan nie vir iemand gaan vertel het as jy nog nie eens gehoor het nie. Weet jy hoekom word ek en jy geroep om te sterf vir onsself? Want hy het eers vir ons gesterf. Hy was die voorbeeld. Hy het sy lewe neergelê vir ons en gesê, volg my. Ons behoort ons lewe vir mekaar neer te lê. So ek hoop dat jy sal reageer op hierdie woord. En ek wil jou nie forceer om beloftes te maak wat jy nie kan hou nie, so dis my baie belangrik. Die nagmaaltafel is oop vir almal. Vir almal. Maar ek wil jou aanmoedig en sê, as jy vanoggend deel het in die tafel, wil jy nie ook dit gebruik as 'n geleentheid om te sê, Here, soos u lewe neergelê het, dis wat die nagmaal is, getuienis. Soos u lewe neergelê het, so wil ek ook my lewe neerlê. Ek wil u opnuut vertrou. Ek wil in die autoriteit wandel wat u vir my gegee het. En ek wil iemand gaan vertel. Wil jy nie dit moet op hartsvlak gebeur. Ek kan dit nie namens jou besluit nie. Maar ek wil jou graag uitnooi tot dit. So kom ons bid net eers saam. En Vader, ons as gemeente besef, u het ook 'n model neergesit in Matteus 10. En ons wil onsself beywer vir u opdrag. Here, dankie dat u ons uitnooi, net soos ons is, om te kom aansit aan u tafel. Here, maar ek wil bid dat ons sal wandel waardig die roeping waarmee u ons roep. Here, sit weer hierdie passie en hierdie ywer in ons hart. Om vir 'n wêreld wat verlore gaan, u liefde bekend te maak en u hart te openbaar. Vader, mag ons met dieselfde passie waarmee ons kom, mag ons ook bereid wees om te gaan in die oomblikke wat u ons nodig het. Here, mag ons volhard in dit wat u vir ons sê. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. En amen. Nou, ons gaan bietjie